Ons gaan lekker saam gesels en saam bid. Dankie dat jy ingeskakel het by ons begeleide gebed vandag. Ek wil graag vir jou teks lees hier in Matteus 18 vers 15 tot 17. Dit gaan oor konflik en oor spanning in verhoudings. Nou ek weet nie waar staan jy tans met mense nie, maar jong, so elke nou en dan duik daar 'n ding op wat ons moet hanteer en die Bybel gee vir my en jou goeie leiding. Kom ons lees dit saam. As jou broer teen jou sondig, gaan wys hom sy fout uit, onder 4 oë. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie wil luister nie, neem 1 of 2 ander saam, sodat elke saak bevestig kan word op die getuienis van 2 of 3 getuies. As hy na hulle weier om te luister, sê dit vir die gemeente. En as hy ook nie na die gemeente luister nie, moet jy hom beskou as iemand buite die geloof, as 'n heiden en 'n tollenaar. Ek hou so van hierdie leiding wat die Here ons gee ten opsigte van verhoudings en ons moet dit ter harte neem. Ek wil jou vra dat ons nou vir 30 sekondes saam gaan bid oor hierdie teks en vra dat die Here ons gedagtes rig na bo en na sy woord. Toe kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U vir ons wysheid gee hoe om verhoudings reg te kan hanteer. Here, ons bid vir 'n hart van vergifnis en nederigheid wanneer daar enige vorm van konflik opduik in ons lewens. En ons vra dat U ons sal help om met liefde en waarheid hierdie konflik te hanteer. Amen. Jesus wys ons hier dat om gesonde verhoudings te hê, beteken dit jy gaan daai verhoudings moet beskerm. En wanneer iemand teen my en jou sondig, moet ons nie oor hulle skinder of wraak probeer neem nie, maar reguit met hulle praat. As hulle dan nie luister nie, is daar 'n proses om dit met ander gelowiges te hanteer. Die doel is nie om met mense om te gaan dat jy hulle uitsluit of hulle ignoreer of in stilswye gaan nie, maar om versoening te bring. Selfs wanneer iemand hardkoppig bly, moet ons onthou hoe Jesus tollenare en heidene hanteer het en hoe hy dit gedoen. Hy het dit gedoen met liefde en die begeerte om hulle terug te wen. Hierdie proses gaan oor waarheid en dit gaan oor genade. So hier's 'n vraag waarop ek en jy kan reflekteer vir so oomblik in stilte. Hier's die vraag: hoe kan ek konflik in my lewe op 'n Bybelse manier hanteer? Na aanleiding van hierdie Matteus 18 teks, hoe kan ek en jy, en miskien is jy tans in konflik of in 'n rusie of 'n argument betrokke en daar's tweespalk, dink bietjie, hoe kan jy na aanleiding van die woord hierdie konflik met hierdie persoon opneem? Kom ons bid saam. Here, U ken ons harte en weet dat verhoudings soms moeilik is. Gee ons die wysheid en moed om konflik reg te hanteer, soos U ons geleer het. Help ons om met liefde en nederigheid te praat, met 'n hart wat versoening soek, eerder as vergelding. Leer ons om waarheid en genade saam te bring, sodat ons U liefde in alle situasies kan weerspieël. In Jesus se naam. Amen.